As jy dink aan die beginsel van openbaringskennis, wat ek en jy ontvang, insig wat ek en jy kry, dan begin ons met wysheid handel. Ons begin 'n verskil maak in mense se lewens. Ons probeer nie net 'n bestaan maak deur die huis se krake uit te kap en skoon te maak en oor te verf, dat mense dit sien. Ek en jy gaan uit en ons gaan maak 'n verskil in mense se lewens. En ek wil hê met jou hand, my hand vat asseblief. Vat my hand. Kom ons gaan uit. Kom ons gaan maak 'n verskil. As mense wat graag meer wil hoor. En al kan ek en jy 1 of 2 goedjies in iemand se lewe beteken, dan maak ons al klaar daai klein verskil in sy identiteit. Want jy sien, wanneer ek en jy met ons vryheid van keuse kies om Christus te aanvaar, in die hoop dat ons die behoefte na behoort vervul gaan kry, gaan God onvoorwaardelike God. As 'n onvoorwaardelike God gaan God vir ons die openbaringskennis gee, want ons het gekies. En daai insig kan ons begin deel. En as jy nou hierdie hele prentjie kyk van kennis, insig en wysheid wat God vir ons gee, ons identiteit wat herbou word of net versterk word uit dit wat ons ouers reeds vasgelê het, dan beteken dit eintlik, ek en jy het net begin leer om anders te dink. Ons het net anders begin dink oor die lewe. Die lewe is nog dieselfde. Jou kolkoppe is nog daar buite. Die wat verneder en afbreek en vloek en skree is nog daar buite. Die wat subtiel manipuleer, hulle is nog daar buite. Maar ons fondasie is anders. Ons fondasie is sterker. Ons fondasie kan die druk vat. So nou sit jy meer vir ons 'n probleem. En wat God ons leer om anderster te dink, het God 'n interessante ding gesê. Hy sê, ons moet God kan lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. Ons moet die woord van God verslind, sodat ons die openbaringskennis kan kry, met alles wat in ons is, sodat ons die insig kan kry om te verstaan wie ons is, sodat ons naaste kan bedien met wysheid. Gaan maak 'n verskil. Maar as ek nooit tyd spandeer met die woord van God en as gevolg van die seer in my verlede, en ek wil God die skuld gee vir die optrede van my ouers, en ek kry nooit die openbaringskennis nie, maar wat ek tog doen is, ek is 'n goeie kerkmens. Ek is 'n kerkganger. Ek gaan kerk toe. Ek luister in die woord. Die dominee het 'n goeie preek. Die pastoor het vandag regtig besonders mooi gepraat. Dit is 'n mooi storie. En ek bou 'n klomp kennis op in die kerk. Maar dit is nie 'n openbaring wat in my hart val nie. Gaan dit vir my niks beteken nie. Ek gaan nog steeds dieselfde bly. So God sê ons moet hom lief hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand, met alles wat in ons is. En dan ons naaste soos onsself. Wie is onsself? Wie is jy? Jy bestaan uit 'n gees met 'n siel wat woon in 'n liggaam. Dis wat jy is. Dis jou samestel. Nou weer eens as ons kyk na, as die gees, die siel en die liggaam kan integreer met mekaar, is jy 'n gesonde mens. Ons kan nie net geestelik presteer nie, ons kan nie net op sielsvlak presteer nie, ons kan nie net liggaamlik presteer nie. Ons moet gees, siel en liggaam moet ons kan integreer met mekaar. Dis waar ons 'n verskil maak.
So wanneer ons gees voed, dan begin spandeer ons tyd aan die woord van God, kennis, insig en wysheid. Ons begin met daai kennis, openbaringskennis kry, openbaringskennis is insig en insig is wysheid. Ons is geestelik baie sterk. Maar ons is ook 'n siel wat woon in 'n liggaam. En wat is ons siel? Denke, emosie en gedrag hoe ons optree. Dink gou mooi. Soos wat jy dink, so sal jy voel, so gaan jy optree. Is jou siel. En dis wat mense van ons raak sien. Hulle sien ons sielsvlak raak. Hulle weet nie noodwendig wat ons dink nie, hulle weet nie noodwendig wat ons voel nie. Dis intern, maar hulle kyk hoe ons optree. Hulle kyk na die huis wat ons vir hulle wys. Die beeld wat ons vir hulle leef. Dis wat hulle kyk. Nou sê God, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy die pad met God stap in die openbaringskennis wat insig het, dan moet jy met wysheid kan optree. Jy moet 'n goeie beeld van jouself kan uitleef. Deur hoe jy dink, hoe jy voel, gaan mense sien wie jy is. En as jy 'n eerbare weergawe van jouself kan leef, dan sê mense jy het 'n sterk en gesonde karakter. Ek kan jou vertrou. Anderster is jy nie betroubaar. So wat God doen deur kennis, insig en wysheid. Wat God doen deur kennis wat openbaringskennis word, wat insig word. Hy verander die manier hoe ons dink. Want as ons denke wat vir ons emosies sê, wow, bring bietjie die refs af. Raak net bietjie rustig voor jy optree. God maak sin. Ons geloof in Jesus Christus maak sin. Die onvoorwaardelike God maak sin. Die res, ek kan hulle nie vertrou nie.